Goeiedag, ek is Madeleine van die Jukkelliefie kanaal en kom ek en jy begin vandag met die malgas grafiek. Jy, ok, stap nommer 1, benodighede. Wat het ons nodig? Eerstens het ons definitief die wit malgas grafiek nodig. Ek het hierdie ene op 'n A4 bladsy uitgeprint, want dit is wat my printer kan doen. Maar, as julle gaan koekeloerie, die blokkies is baie klein. Die blokkies is baie klein. Elke blokkie, nie elke groot blok nie, elke klein blokkie daar binne is die, as julle hom gaan koekeloer, elke klein blokkietjie is 'n hoek tot hoek blokkie. So, ek het gegaan en vir ons hom geprint in 'n A3. So nou kan julle baie beter die blokkies sien en dit is vir my ook beter. Ons begin onder hier by die hoek, dan werk ons om deur die grafiek en dan eindig ons weer hierso bo. So, ok. Nou, ons het 'n verpad om te gaan met hierdie grafiek. So, om hom te beskerm, het ek vir my 'n A4 plastiek sakkie gekry. En my malgas grafiek is veilig hier binne. Nou, wat julle ook kan kry, is opsioneel, maar dit werk uitstekend, is kry vir jou 'n liniaal en 'n potlood, sodat jy kan afmerk die blokkies wat jy al reeds gedoen het. Ons het al ry nommer 1 klaargemaak, ry nommer 2 of ry nommer 4 of ry nommer 5, sodat jy jou werk kan volg, want jy kan baie vinnig deur mekaar raak en dan gaan jou prent skeef uitwerk. Ok, so hulle gaan almal hier in my plastiek sakkie in, want ons gaan 'n lang ruk besig wees en ek soek al my goedjies by mekaar, netjies en ek wil seker maak dit kry nie te veel skade nie. Volgende natuurlik het ons nodig ons hekelpen, 'n naald om stertjies mee in vas te werk en 'n skêr. 'n lekker klein skerp skertjie. Seker tyd dat ek vir my 'n nuwe skertjie moet kry, hy is nie meer vreeslik skerp nie. En dan die groot naald wat ek gebruik is, gaan julle hom kan sien, wys hy daarso, 'n 2 mm naald. En my naald is groot genoeg maar klein genoeg, dat ek gemaklik met 'n 4-draad kan werk. My 2 cents omtrent die hekelpen wat ons gaan gebruik, is, maak seker dat jy toetslappies doen, want dit is hoe ek weet dat ek met 'n 2 mm moet werk. Jy gaan dalk nie noodwendig met 'n 2 mm werk, jy mag dalk met 'n 2.5 of selfs 'n 3 mm werk. Dit hang alles af oor jou spanning en hoe die projek vir jou lyk ook natuurlik. My aanbeveling is, omdat hierdie naald so dun is, as jy gaan kyk na die voorste puntjie, voordat hy hier in hierdie grip ingaan, kyk, hy is baie dun, hy is 'n 2 mm naald. So wat gebeur is, as jy net 'n gewone staal of aluminium naald gebruik, dan is die hele naaldjie hierdie dikte, en jou hand begin moeg raak en seer kry van hierdie dun naaldjie vashou om jou werk te doen. So ek gebruik die naald met 'n rubbergrip en ek weet ek gaan gemaklik en gerieflik werk vir die hele malgas projek sonder dat my hande seer kry of dat my vingers seer kry of dat hierdie harde dun staalpennetjie hier op my knekels vir my gaan druk wanneer ek hulle gebruik. Ek werk dalk nou nie met 'n potloodgreep nie. Ek werk nou met die
met die mesgreep en dan sal die naald my op sekere plekke bietjie seer druk en dan nou om met 'n rubbergrip te werk is uitstekend. Okay, so ek het my skerp, naald en pen. So volgende natuurlik het ons nodig die wolle. Ons kan altyd maak nie saak as al hierdie goed, maar ons het nie die wolle nie. Okay. Kom ons kyk of ons hulle nou hier gaan inkry. Ons het in 'n 4-draad nodig. Swart en ikru, kan julle hom sien? Kom ons bring hom aan. Swart, ikru, wit, geel, duck-egg, silver grey en school grey. Hierdie is die kleure wat ons gaan gebruik in die grafiek. Hulle almal is 4 plies en maar julle sal sien ek het 1, 2, 3, 4, 5 balle charity. Dit is nou hierdie 100 gram balle charity en dan het ek van hierdie klein 25 gram balle mirage en dit is nie 'n probleem dat dit van verskillende make is, want ek het na die mates gaan kyk van die wol en die meters werk presies dieselfde uit per gram. So ek kan met veiligheid die mirage en die charity saam gebruik. Jy is natuurlik welkom om enige ander wol te gebruik. Onthou net dat die mateverskil, die grootte verskil gaan dalk dan bietjie anders te wees met jou projek. Jy kan 'n dubbeldraad gebruik of fyner of kleiner. Solank hulle almal dan net dieselfde meters is per gram, dan behoort jy fyn te wees. Ek het hierso 1 bal swart, 1 bal ikru, 1 bal wit, 1 bal geel of banana, 1 bal duck-egg, dan het ek 2 van die silver grey en 2 van die school grey. En hopelik gaan dit meer as genoeg wees vir ons projek. Ons het nou ons wolle en dan is daar nou 'n paar klein extras. Jy kan plakmerkertjies vir jou kry. Ek het ene wat vir my gaan aandui die voorkant van my projek. En dan het ek hierdie tweetjies wat vir my die 2 kante gaan werk. Ons doen mos nou hoek tot hoek, so my 1 plakmerkertjie gaan aan my 1 hoek wees en die ander plakmerkertjie gaan aan my ander hoek wees en my blauwetjie gaan vir my aandui wat is die voorkant van my werk. Laat ek daarom mooi in plek bly van my grafiek en nie dalk per ongeluk my werk swaai en dan werk my grafiek nie korrek uit nie. Ok, nou wat ons nog kan kry ook is my vordering merkertjie. Ek gaan sommer hierdie ouetjie gebruik. So met elke video wat ek gaan doen met julle, ek gaan 'n gedeelte werk, dan gaan ek 'n video maak en dan gaan ek hierdie waar ek gestop het, gaan ek hierdie ouetjie insit. So wanneer ek die volgende video weer doen, dan kan ek sien hoe ver het ons gewerk en waar presies is ons met die grafiek. Hierso is nou ook nog 'n paar extras en dit is slegs as dit vir jou gaan gerieflik wees. Maar dit is nou ek wil amper sê 'n bietjie 'n tip, 'n trick. Use it, don't use it. Wasgoedpennetjies. Nou gaan jy vir my vra, Madeleine, wat op dese aarde moet ons doen met wasgoedpennetjies? Kom ek kry weer my grafiek. Ons het 'n paar opsies hoe ons hierdie kleurwerk van die grafiek kan doen. Nou, julle het gesien, ons het 7 kleure wolle. En hierdie 7 kleure kom in verskeie plekke tevore hier op ons grafiek. En net as 'n klein voorbeeldjie, hier is, ons begin hier onder in die hoek.
Dan werk ons nou deur en dan hier in ry 23, dan het ons eerste swart blokkie. Nou as jy jou swart blokkie gewerk het, het jy twee opsies. Jy kan jou gare knip en dan het jy stertjies om later in te werk. Of jy kan nou gaan tel hoeveel blokkies het ons hierso van hierdie in hierdie gedeelte. Hoeveel swart blokkies het ons nou daar? So kom ons sê byvoorbeeld, ek het nou hulle self nog getel nie. Daar's 30 swart blokkies. Dan kan jy die moeite gaan doen om te kyk. Hoeveel wol gebruik jy in daardie 30 swart blokkies? En jy kan vir jou 'n paar blokkies maak en dan kom vir gerieflikheidsonthaalwe vat jy nou 5 blokkies of 10 blokkies, dan weet jy okay, vir 10 blokkies, maar nie alles gaan daar uitwerk nie. Of as jy regtig wil, kan jy net 1 blokkie doen. En jy kan, maar ek gaan 'n aparte videoetjie doen, maar in elk geval, jy gebruik hierdie blokkies om te meet hoeveel wol jy gaan nodig hê. En dan vat jy daai wol van jou hoofbal af. Jy tel hulle per meter, hoeveel het jy nodig, en jy knip hom af. En jy vat daai wol en jy draai hom om die stokkie. Dan soos jy werk, in plaas van dat jy nou 'n klomp gare het wat die vlakvol hang, of knoop dalk, draai jy jou gare om die pennetjie, en jy kan die pennetjie, daar waar jy die swart gebruik het, en oorgegaan het na die nuwe kleur, vat jy jou pennetjie, en jy maak hom aan jou werk vas, en jy werk verder. Kyk, dit sal dalk 'n bietjie moeiliker wees, terwyl hy nou groter is, terwyl hy nog so klein stukkie is, maar wanneer hy groter word, dan gaan dit nie so erg wees nie. Die drade gaan al meer en meer raak, hoe meer kleure jy gaan gebruik. So dan, as jy weer terugkom met die werk, met daai ry, en jy gaan nou ons het nou hierdie eerste swart blokkie gedoen, en ons gaan nou ons tweede enetjie daar doen, dan tel jy die kleur op, sien jy? Hulle is hier aan mekaar, dan tel jy daai kleur op, van die pennetjie af, en jy kan hom weer verder werk, sonder dat jy hoef te knip. Maar okay, dit klink, ek laat dit nou meer gecompliseerd klink, as wat dit regtig is. Dit is actually nogals heel van om te doen. Jy moet net seker maak, dat jy nie te min wol vir jouself afrol nie, want anders gaan jy in elk geval moet sterkies inwerk. As jy nog extra wol moet kry, wat ook nie die einde van die wêreld gaan wees nie. So ja, hierdie is uit en uit 'n extra. Dit is uit en uit opsioneel, jy hoef dit nie te doen nie. Dit gaan net vir meeste van die mense wat kleurkaarte doen, is dit definitief 'n hulpmiddel. Maar ja, so, ons het ons wolle, ons het ons extra hulpmiddels. Nou, dis ook waarvoor ek die maatband het. So as ek nou sien, ek het, kom ons maak hom 'n bietjie langer, ek het 10 cm nodig vir die 50 blokkies, dan vat ek nou en ek werk na my 10 cm. Ok, ek dink dit gaan nou nie, kom ons sê, ek het 1 meter nodig vir my wol. Dan kan ek nou gaan en ek kan sê, ok, hier's 10, 20, 30, 40, 50, en jy kan so aan en aan meet, totdat jy nou jou meter wol het. As jy wil, kan jy so 10 of 20 cm extra bysit, dan weet jy het meer as genoeg wol, om daardie swart in hierdie onderste hoekie te voltooi. So in plaas van dat jy nou oral stertjies gaan hê, gaan jy 'n stertjie aan die een punt hê, en jy gaan 'n stertjie aan jou laaste punt hê. Ok, so kom ons gaan net vlugtig weer deur. Ons extra hulpmiddels sal wees ons wasgoedpennetjies, ons maatband.
Ons het ons plakmerkertjies, ons hekelpen, ons naald vir vaswerk, ons skêr, ons het ons grafiekie, kom ons sit hulle sommer alles hier op die grafiek, ons het ons grafiek, 'n plastiek sakkie om ons werk in te bære, met 'n liniaal en 'n potlood, en dan natuurlik al ons balle wol. En dan is ek en jy gereed om hierdie taak aan te pak. Lekker! Kom ons doen gou ons toetslappie en dan gaan ons voort.